Goeiedag, my naam is Gerald van Wyk en ek wil net vandag vir julle 'n bietjie kom 'n getuienis gee vir wat die Here vir my gedoen het in my lewe, dat hy my uit die mag van duisternis uitgeruk het en my ingeplaas het in die lig van sy koninkryk. Jy weet, ek was 'n afwesige man gewees vir my vrou, ek was 'n afwesige pa vir my kinders. Jy weet, die wêreld kry jou in die hande en dan gryp hy jou en dit gaan alles maar net oor die drank en die maats en kroe en braaivleisvure en hierdie tipe van dinge. So ou kom maar min by hierdie goeders uit, het nie baie aandag gegee aan die kinders met hulle skoolloopbaan eers nie en die sport en al daai tipe bedrywe nie, want jy was maar besig gewees tussen jou motors. Jy weet, as vroegoggend werk toe, groentbaar skaars by die huis en dis laat aande wat jy terugkom by die kroeg uit, besope en dan is jy sommer net aan die slaap op in elk geval. So niemand praat ook met jou nie, almal skuil eintlik maar van jou weg, kruip weg, want hulle weet nie wat is jou temperament en kom jy in met 'n geveg of wat ook al nie. So almal is ook maar in die bed in daai tyd wat jy in die aand by die huis kom. Ja, dit was ons job gewees om te drink. Drinkere broers en al hierdie dinge. Maar nou wil ek net vir julle vertel wat met my gebeur het. Dis hier in Oktober maand 2005 het ek in 'n kroeg gesit en ek kry 'n telefoonoproep op myself van my seun af. My tweede oudste seun, Deje, en hy skakel my en hy sê vir my, "Pa, Henko is dood, hy het homself gehang." Nou op daardie stadium weet ek nie wat my getref het nie, hoe die dinge deur my gewerk het nie, maar ek was in 'n beswyming. Ek het huis toe gery, ek kon niks daaraan gedoen het nie, dit is verby. En ek het geworstel vir 'n week lank, nog voor die begrafnis, na sy dood en alles wat ons by die polisiestasie was, 'n hele toetie, het ek nog steeds gedrink. Ek het nie eens opgehou drink hierna nie. Ek is verboureerd gewees en ek het 'n worsteling gehad met die Here en alhoewel ek voorgestel en aangeneem was, het ek nie 'n verhouding met die Here gehad nie. Ek het geweet van die Here, maar ek het hom nie geken nie. Ek het hom nie intiem geken nie. Met hierdie dinge alles saam het ek maar net aangegaan. En eens die Sondag aand, na die Vrydag het ons my seun begrawe, daai Sondag aand kry ek 'n telefoonoproep hier uit die bloute uit van 'n ou hierso in Potch en hy sê vir my, "Gerald, ek bid vir jou." En ek vra vir die ou man, "Hoe bid jy vir my? Wie is jy?" Hy sê, "Moenie daaroor worry nie, maar ek bid net vir jou." Ek sê vir hom, "Waarvan af kom jy?" Hy sê vir my, "Nee, hy is hier in Müllerpark, man." Ek sê vir hom, "Ek ken baie ons in Müllerpark." Hy vra vir my toe, "Wie ken jy?" Ek sê vir my, "Ek ken van Jerry Minnie, hy bly net hier onder ons Springbokstraat." Hy sê, "Doen jouself 'n guns, gaan praat met Jerry." En jy weet, ek is daai oggend, is ek nog steeds deur mekaar, want ek het die Sondag aand toe nog gedrink. Ek was in die kroeg, ek het gedrink die Sondag aand. Half met 'n babbelas daar uit die Sondag, die Maandagoggend, dis die 31ste Oktober 2005. En ek ry daar na Jerry toe. Voordat hy by die werk is, toe is ek al by sy shop. En ek weet nie wat Jerry en my raak gesien het nie, maar hy het onmiddellik het hy die dominee gebel en hy het afspraak gemaak en ons is onmiddellik daarvan af weg na die dominee se huis toe. En op toe die stadium toe ons aankom, is ons predikante dominee Willem en dominee Okkie besig saam in gebed en ons het ingekom en dominee Okkie is uit en dominee Willem het by my gestaan en ons het begin bid en Jerry het hom vertel van alles wat met my gebeur het. En ja, ek weet nie wat daar gebeur het op daai oomblik nie, maar my swaar was ook hier gewees, want hy was hier so gewees om 'n interdik te kry dat ek van my familie af moet wegbly. Maar nietemin weet hulle dat ek by die dominee is, maar my swaar stap toe daarin. En al wat hy kon uiter toe hy ingestap en sê die Here se teenwoordigheid is hier en dit is wragtig so hoor. Want ek weet nie wat met my gebeur het nie, want die Here het my 'n aanraking kom doen, soos wat hy met 'n Paulus Damaskus trip gedoen het. Het hy my omgekeer en hy het vir my 'n nuwe mens gemaak. Jy weet, ek is daar weg en ek het daai aand begin Bybel lees. Ek het 'n honger en 'n dors ontwikkel vir die Here om hom net beter te leer ken. Hy het my regtig aangeraak. My swaar het op 'n stadium vir my gesê, "Is iemand jaloers dat ek so in die Bybel boer, dat ek in die Bybel is die hele tyd." Jy weet, op daai stadium wil my familie my nog steeds in 'n inrigting stuur vir 'n rehabilitasie vir drank. En ek het vir 'n maatskappy, ek werk nog steeds vir die maatskappy DOC Mining, wat voor staan Disciples of Christ, het ons CEO, die baas van die plek gekom en hy het die familie so gekyk en gesê, "Jesus, julle wil hierdie ou in 'n rehabilitasiesentrum insit waar daar geen liefde is nie. Ons gaan hom net hier so hou.
Hy sal my salf, hy sal my anoint elke dag en hy sal my oppas en hy sal my die woord gee en dit het so gebeur ook. Weet, van daar af het ek saam met 'n klomp pelle wat het ek 'n klomp maats verloor natuurlik in die Drinkere Broers, maar ek het soveel great pelle bygekry. Een van hulle Jerry, Etienne, Harry en 'n klomp maters wat 'n pad met die Here loop. En hulle het my ondersteun. Hulle het my so ondersteun. En ek het uit hierdie dinge het ek net woord gevat en dit het my laat lewe. Dit het my weer perspektief in die lewe kry. En hieruit het ek begin verstaan van my seun se dood en my wedergeboorte. Want dit is absoluut nuut maak. Wedergeboorte en tot bekering gekom. Jy weet, ek het my sondes op 'n papier geskryf. So 'n lang lys van sondes wat ek bely het, dat die dominee gesê het, ja, hy het nie 'n groot genoeg kaggel om al hierdie papierpunte te verbrand nie. Maar in dankbaarheid het ek al hierdie goed neergeskryf en die Here het my vergewe. Hy het my vraggies kom verlos. In een oomblik het hy my drinkwurm se nek omgedraai. Hy het my verlos van sigarette en tot wat ek gehad het in my lewe. Die las en al hierdie goeders. Die chemiese en nie chemiese verslawings wat ek gehad het, was heeltemal gebreek gewees. Daardeur uit hierdie ding het ek so honger en dors in die woord gehad, dat ek saam met Jerry die E3 kursus gedoen het. Ek het die 'n kursus gedoen, Building on Firm Foundations, wat hulle in Botswana doen. Het ek in 'n jaar se tyd saam met Jerry deurgewerk. Alle eer aan die Here vir hierdie dinge wat hulle in die woord kom doen het en die herstel daarvan. Dit was die 31ste Oktober wat hierdie ding met my gebeur het, die nuutmaak in Christus. En vandag is dit 10 jaar daarna en ek stap nog steeds op pad met die Here. En alle eer aan die Here dat hy nie sy gees my ontneem nie, dat hy my beskerm, bewaar en bewaak en dat ek 'n nuwe man vir my vrou is, 'n nuwe pa vir my kinders is. En dat ek 'n voorbeeld vir hulle is vandag, is so waar. Ek het my vrou en my kinders in voluit teruggekry, waar hulle van my af weggeneem was. Sal ek sê, hulle wou nie daar by my gewees het nie. Maar dat ek nuut gemaak is in Christus en 'n pad met die Here gestap het, moes ek natuurlik eers wou hulle dit sien en glo, want dit is maklik om te sê, ek is die baas van die drank. Ek het dit hoeveel keer gesê, dan het ek maar net weer teruggeval daarin. Maar toe die Here my kom aanraak, was dit 'n ander ene. Ek is waarlik vry, want as die Here jou vry maak, is jy regtig vry van die dinge. Hy kom verlos jou in totaliteit van dit. En ek het 'n pad geloop met die Here, en dit was 'n bewys dat my vrou hierdie dinge raak gesien het, en sy kan vandag getuig vir my, wat sy ook doen, so ver as wat ons gaan, dat ek nou 'n voorbeeld is, en dat ek die woord deurbring tot my kinders toe. Dankie daarvoor, in Jesus se naam kan ek net dankie sê, maar dit staan ek net onder die leiding van die Heilige Gees. Ja, ek het ook die Veritas Bible College kursus deurgewerk, en so betrokke geraak by die gemeente, ons kerk NG Muiderpark. Dit is so lekker net om in die teenwoordigheid van die Here te wees. En ook het ek daarmee in dieselfde maand, in November maand, het Jerry my voorgestel aan 'n mannekamp in Pretoria met die naam van Woord in Aksie. En ek is van daai tyd af het ek betrokke geraak by Woord in Aksie, waar ek vandag ook 'n groepleier is. En daarvan gaan ek julle nog meer vertel later. En die garage sale is uit hierdie ding gestig ook. Ons wil iets anders doen. Die garage sale is gebore by Jerry se huis in die garage, tussen die spanners. En dit is net daar waar die Here werk, soos die ouens op dit gesê het. So, ek nooi julle, manne, kom garage sale toe. En van daaraf sal ek julle meer vertel van die garage sale. En baie dankie dat ek hierdie getuienis aan julle kon deel. So, dit wat die Here vir my gedoen het, kan hy vir julle ook doen. Nou, alle eer aan die Here, niks uit myself uit nie. Ek is 'n nuwe mens in Christus. Amen en amen daarop. Dankie.